simptome van iemand met 'n skuldgevoel. Ons het ergens op 'n kol gesê, hy sê, ken die boom aan sy vrug. Ek dink daai gedeelte Lukas, nê. So, ken die boom aan sy vrugte. So hierdie is vrugte van iemand wat 'n skuldgevoel het in sy lewe. Toe het ek ook vir jou gesê, 2/3 van mense met 'n skuldgevoel word ook seksueel gemolesteer. Seuns en dogters het presies dieselfde neeweffekte nadat hulle gemolesteerd is. Onthou, molestering is nie die wortel van die probleem nie. Die wortel van die ding is 'n skuldgevoel. Omdat jy 'n skuldgevoel het, is jy geneig om deur ander misbruik te word en opgetrap te word. Maar as jy hom nie gehad het nie, en jy was soos 'n koningskind dan, sou niemand naby jou gekom het nie. En niemand sou jou misbruik het nie. So dit is belangrik om hierdie verset te verstaan. So, molestering is nie 'n wortelprobleem nie, maar dit kom van 'n skuldgevoel af. Soos ek sy neeweffekte wil uithaal, moet ek hierdie uithaal, nie die molestering nie, ek moet hierdie uithaal, en as jy die boom uithaal, dan stort hierdie in mekaar. Nou goed, 'n gemolesteerde se neeweffekte lyk dan so. Jy sal vind dat hierdie persone baie maklik kan betrokke raak in oorspellige verhoudinge. Dis een van sy eerste tekens. 'n Ander een, die persoon is baie keer geneig om jaloers te wees, of hy het geen vertroue meer in ander mense nie. Jy sal ook vind dat hierdie persone baie maklik betrokke kan raak by pornografie en blou films. En jy sal ook vind dat hierdie persoon altyd, of baie keer, 'n gedagte sal hê oor die seksueel is, asof dit 'n oorwegende, oorheersende gedagte het, asof dit jou hele gedagte okkupeer. So dit is tekens van iemand wat gemolesteer is in hulle lewe. Nou goed, as ons nou van hierdie dus ontslae wil raak, moet ek weet waaroor voel jy skuldig. As ek dit weet, kan ons hierdie mos uithaal en dan stort hierdie hele boom in mekaar. Nou goed, nou kom ons terug na hierdie gedagte toe. Met andere, die maat wat jy na jou aantrek, gaan ook 'n skuldgevoel hê. Dit is dalk moontlik dat hierdie maat gemolesteerd is ergens in sy lewe. Want die persoon wat jou molesteer, bring dan daai neeweffekte voor. Ek dink wat ou hier moet verstaan, die iemand wat jou gemolesteer het, is ook maar net 'n gemolesteerde, iemand anderste het hom gemolesteer. En die moment as dit gebeur, dan praat ons van 'n spirit of lust, wat op hierdie persoon kom. En daai selfde gees gaan oor op hierdie kind dan, op ouderdom 5, daai selfde gees is spirit of lust, gaan op daai kind. En onthou die formule wat ou gebruik om van hierdie gemors ontslae te raak in ou se lewe, is daai gedeelte in Jakobus 5 vers 16. Hy sê, erken teenoor mekaar dat jy 'n probleem het. Erken dat jy fout gemaak het. So, hier kom jy na my toe en sê, goed Louis, ek voel skuldig oor die chappie wat ek gesteel het, as 'n voorbeeld. Of ek voel skuldig oor dit wat ek verkeerd gedoen het. So, dus jy moet erken, dis stap nommer 1. Stap nommer 2, ek moet vir jou bid, maar eers moet ek vir jou lering gee. So, hierdie is ons 'n deel van die lering. Stap nommer 3, ek moet vir jou bid, maar eers moet ek seker maak dat my eie lewe reg is. So, hierdie ding moet uitwees. As hierdie in plek is, dan kom hy en hy sê, en die Here kom en hy genees jou. Ons weet mos dis hoe die formule werk. As ek hierdie gedeelte sien in Psalm 103, dan sê, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder ek jou oortredinge van jou af. So die Here vergewe jou vir dit wat jy gedoen het. Ons weet ook ons deur sy bloed en deur sy wonde bring hy vergifnis voor en hy haal hierdie gedeelte uit. So ons weet dis mos die formule wat ons moet gebruik. Nou, jy het al reeds my erken sekere dinge in jou lewe, so ek weet jy voel al klaar skuldig oor sekere goede. So nou ontmoet jy jou maatjie en jou maatjie het presies dieselfde probleem en die kans is goed dat hy ook ergens in sy lewe gemolesteerd was. So hy gees van 'n spirit of lust op hom, of hy het blou films kyk en gekyk na pornografie, wat presies dieselfde gees op hom voorbring. Nou vind jy ook baie keer dat hierdie twee soms saamslaap voor die huwelik. En hulle sê, hulle weet is verkeerd, maar hulle doen die verkeerde ding. Hulle weet, dit is die regte ding om te doen. So hulle doen die verkeerde ding. Sodra hierdie twee sê nou maar, saamslaap voor die huwelik, dan kom daai selfde gees ook op jou. En dit bring probleme voor. So baie keer voor die huwelik, vind jy dat hierdie twee op die seksuele gebied geen probleme het nie. Maar sodra jy druk op hulle plaas, word die een seksueel ijskoud, en die ander een vuurwarm, en dan begin jou huweliksprobleme daar voorkom.
En nou vind jy ook gedurende, daar's 'n derde party wat probeer inbraak maak op hierdie huwelik. En die derde party het ook 'n skuldgevoel en ook dieselfde gees op hom of op haar, 'n spirit of lust. So dit gaan nie meer goed by hierdie twee nie, nou is daar konflik. Die een is yskoud, die ander een vuurwarm en dan beweeg hierdie enetjie in. Gestuur deur Satan. En dadelik vind hierdie twee aanklank by mekaar en ewe skielik is daar geen verdere probleme nie op die seksuele gedeelte. Die persoon sê, "Mal, hierdie huwelik van my het nie gewerk nie. Dit is nie my skuld dat dit gebeur het nie en nou kan ek nou maar gaan rondslaap." En dan begin Satan in te beweeg om hierdie huwelik uitmekaar uit te skeer. En weer ek hier dieselfde oor en oor. Voor die tyd geen probleem seksueel nie. Sodra jy druk op hulle plaas word een yskoud, ander een vuurwarm en so word nog 'n huwelik verder verwoes. En dan vind jy ook dat die een baie keer jaloers kan wees op die ander een of die ander een kan hom glad nie vertrou nie en gedagtes raak in die seksuele, dis altyd oorheersend baie keer by een van die partye in hulle lewe.